ra thì sẽ ba bài tăng phi hai thì sa ban cần quyết định thì sa ban quyết lo đi các lại đi vào cung kỳ đó yes đi về đi một người đi nghe chỉ người can tổ bên đi chung nó thành sang ini buat dan asal dunia mana full berlain bermusik macam tu.
die karakter in die woorde. Ek kry on Bijbel Psalm 19 vers 15. Leven vertalen. Mag die woorde van my mond en die gedagte van my hart vir u aanneemlik wees, Here, my rots en my verlosser. Een van die duidelikste manier waarop ons karakter openbaar word, is deur ons woorde. Ons karakter is die enigste skat wat ons uit die wêreld na die hemel kan saamneem. Ek lees weer. Ons karakter is ek, is die enigste skat wat ons uit hierdie wêreld na die hemel kan saamneem. Dit is regtig net in jou karakter die gekwalifiseerde eigenskap vir die toegang tot die hemel. Nou, 'n karakter is nie iets wat jy oor die toonbank kan koop of van rakke van afhaal nie. Karaktervorming is die werk van leeftyd. Die karakter wat jou vir die hemel toelaatbaar sal maak. Begin met Jesus. Hoe meer en meer jy met hom gesels of kommunikeer in gebed en dit lees van sy woord, hoe meer en meer jy vernuwe hy jou lewe en herskep jou in sy beeld. Die lewe van Christus word in die karakter openbaar. Jou lewe. As jy wil weet hoe lyk Jesus se karakter, moet jy hom persoonlik leer ken. As Christus in ons harte deur die Heilige Gees woon, sal sy woorde, sy dade en karakter in ons weerklank vind. Ons woorde sal regtig uitdra wat in ons harte aan beteken en en ons toon ons geduld, ons reaksie en ons keuse van ons woorde as ons kwaad is. Ons moeg of spanning is en wanneer ons bekeer bestaan word. Jy weet, jou uitstraal
moet in jou wys ongeduld, vriende, en keuse wat raak verkeer. En as of moet spannend wanneer ons verkeerd verstaan. Maar daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie. Maar net goeie woord tot opbou, sodat dit genade kan gee aan die wat dit kom uit Efesiërs 4 vers 29. Uit Jesus in die hart sal die mond daarvan praat. As ons woorde hard, kritiek, ongeduldig of onvriendelijk is, by dit dat is in die hart nog nie heeltemal aan Christus oorgegee is nie. Nou, probeer verstaan wat ek wil sê. Aan Christus gelijkvorm lewe kan nie van Christus gelijkvorm spraak verskil nie. Moet selfde aan Jesus persoon en sy verskil. Uit die oorvloeding van die hart praat die mond. Mattheus 12 vers 34 beteken hy vervaar naaste. Uit die oorvloeding van die hart praat. Hoe besigtig moet ons dan nie met ons tonge wees nie. Jakobus skryf jy het gepraat oor die tong en sê die teks is so vol. So is die tong ook maar klein lichaamdeel. Klein. En toch het het groot klein vuur aan een groot bos aan die brandsteek. Die tong is ook vuur. Dit die hele lewe van geboorte af tot die dood toe aanraak. Jakobus 3, 5 en 6 uit nemen verklaring. Ek verstaan ons tong dat ek praat sleg van jou. Want iemand praat hoe sleg ek is. En wat jy sê, maak persoon op sanka. Wat is dat? Jy skinne, jy rustig, jy sleg, jy klei, jy
die slimste man het gesê, dood en lewe is in die mond van die tong. Spreuke 18 vers 21. Vraag vandag is, wat by my woorde hardop jaloers wees, onverwentlike gesindheid en 'n gees van die duiwel op karakter hernuwe en vorm na die beeld van Jesus. Wat kies jy vandag? Mag ons hierdie dagelijks nooi om ons harte te regeer, sodat ons lewe en ons woorde werklik so Jesus sal klink. Beste. Niemand van maar Jesus die koning van ons harte weer en ons Jesus se liefde wys aan ander. Mag die wêreld sien en hoor ons in Jesus kinders. In Jesus se naam.